Welkom terug hier op Groot Plaas. Op 'n Maandag kyk ons bietjie na die nuutste tendense in die landboumarkte met Dr. Johnny van der Merwe. Johnny, goeiemôre en welkom terug. Goeiemôre Doopie, soos gewoonlik lekker om die week saam met jou te kan begin. Johnny, ons is nou net so bietjie meer as die tweede week van die Iran se oorlog, maar het dit al bietjie begin 'n impak maak op ons landboumarkte? Ja, verseker, ek dink ons nogal 'n groot bekommernis oor wat die moontlike impak van dit gaan wees, veral as hierdie oorlog dan nou gaan uitrek en die oliepryse natuurlik baie hoog bly en die rand kan verskuif, al daai tipe goed. Maar ons het dan nou twee verskillende effekte. Eintlik die direkte effek wat ons nou sien is oliepryse wat vanoggend nou net voor opname het ek gekyk op $114 per vat tans staan. Regtig 'n groot bekommernis. Hulle sê produksie of ek sê volumes uit daai streek uit is met 70% af en dis maar in die straat van Hormuz hoe kan ek sê die kanaal wat geblokkeer is en die groot probleem tans is. Maar produksie in Iran is self negatief beïnvloed. So dit kan dalk moontlik beteken dat oliepryse vir langer kan hoog bly. Die stoorkapasiteit van die ander lande is begin nou vol raak en hulle begin ook nou produksie laat afneem. So ons kan moontlik iewers 'n tydelike tekort in ons markte ook kan sien. En dan saam met hierdie $114 het ons gesien die rand staan tans op R16, ek dink 70, R16.80 daar rond. Weer eens ons brandstofpryse wat skerp gaan styg op die volgende vergadering of volgende keer wat hulle dit gaan aankondig. So dis dalk iets wat mense moet ophou. En so is ons dan ook nou in spyt in beweeg, moontlik eerste van ons plaaslike produsente wat moet begin stroop. Moet die ouens net mooi kyk as hulle nou nog wel nie diesel gekoop het nie. Dan gaan dit verseker daai kostestrukture ook dan nog negatief beïnvloed. Maar dan het ons twee verskillende impakte eintlik. Ons produkte wat ons uitvoer, se pryse is wel dan nou op in meeste gevalle vir al die produkte wat ons dan nou na die Midde-Ooste toe moet vat, maar soos mielies byvoorbeeld is wel bietjie op, maar ons het dan ook gesien dat van hierdie produkte nie noodwendig uitgevoer kan word nie, wat na die Midde-Ooste toe moet gaan nie. Ek dink nou spesifiek aan skaap en beesvleis en van daai produkte wat dan in die plaaslike mark geabsorbeer moet word. So ons sien wel dat skaap nou die aanvanklike, ek het nog nie die nuutste statistieke van laasweek nie, maar ons begin nou sien dat van daai produkte wel nou bietjie begin afwaarts geïmpakteer word. En ek dink skaappryse wat wel nou so bietjie afwaarts kan beweeg. Skaap, bees dan nou ook. Ons het gesien varkpryse byvoorbeeld wat ons invoer is 50% omtrent van dit wat ons invoer is wel bietjie op, maar voerpryse is dan ook ongelukkig op met chop wat so klein bietjie op is, natuurlik mielies wat op is. Ons het gesien lucerne is so klein bietjie op, so dit het dalk so bietjie van 'n effek wat ons nou in die markte sien. So Johnny, so gepraat van die mielies, hoe lyk die plaaslike mielie en sojaoes sover? Ja, Doopie, dis 'n baie moeilike jaar. Ek het in my week se oorsig wat ons nou vandag sal uitbring, het ek met Thomas Strydom van Sion Agri gesels en hulle het redelik voete oor die land en hulle het 'n goeie idee van wat wel op die grond aangaan. Hulle praat wel van die ooste, het ons 'n droër tydperk gehad, minder grond minder waterhou vermoë in daai areas. So geel mielies is wel bietjie meer onder druk en hulle dink die skade is reeds dalk moontlik gedoen. En sojas kan wel nog goed herstel met die huidige reën wat ons gekry het en dan is ons nou in 'n kritiese tydperk vir die wit mielies, meer na die westelike areas toe. En dit lyk asof die reën dalk mooi gekom het en ons nog goeie reën verwag. So die bekommernis is klein bietjie meer op geel mielies in vergelyking met wit mielies en sojas, maar ons sien dit dan ook in die pryse. Geel mielies is so R100 omtrent hoër as wit mielies tans. Wit mielies wat baie naby aan die Oos-Vrystaat se uitvoerpariteitsprys staan na Amerika toe en daai prys wat dan wel bietjie onder druk is met minder uitvoere wat ons dan na Afrika ook verwag. So dit is maar baie kolkol ongelukkig, maar lyk my die verwagte oeskatting van die 16.1 miljoen ton en so net onder 2.9 miljoen ton vir sojas, die 16.1 is natuurlik families, lyk of dit relatief akkuraat kan wees volgens Thomas nou natuurlik en ons kan
moontlik sien dat dit klein bietjie kan verbeter as die reën nou goed bly, maar ek dink ons gaan ook twee verskillende stories sien, een vir geel mielies en een vir wit mielies hierdie seisoen. Nou Johnny, ons het net 'n klein bietjie tyd. Enige ander beweging in die markte oor die laaste week wat ons van moet weet? Ja, ek dink ons as ons so vinnig kyk na wat spesifiek op die varsproduktemark aangaan, ek weet ons gesels nie noodwendig altyd daaroor nie, het ons gesien dat aardappels se nuwe prys is net hier onder die R50. Ek dink hy staan op 7 of R48, 'n 10 kg sakkie, so klein bietjie opwaarts. Ons verwag hy kan bietjie opwaarts beweeg soos ons nou in April in beweeg, maar 'n interessante beweging wat ons dan wel gesien het is eie. Eiepryse het gespring omtrent die van R40 wat hy 2 weke terug was, waar hy nou op R63 'n 10 kg sakkie is, en is tydelike tekort. Ons beweeg nou uit die Noord-Kaap uit, maar ons verwag wel weer meer volumes wat inkom oor so 'n maand of wat hom wel weer 'n bietjie onder druk kan sit. Johnny, altyd 'n plesier om met jou te gesels. Ons maak volgende week weer so. Dis Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends om vir ons te sê wat sy nuutste tendense in die landboumark. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. Jy is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons in die ateljee vanoggend is Isak Staats, hy is die uitvoerende bestuurder van Wol en Bokhaar by BKB. Isak, goeiemôre en welkom. Goeiemôre Davie. Hoorie, so net voordat ons in die gesprek inkom, jy skop gewoonlik by van hierdie plaaslike dae af met die storie oor Koos en Brenda. Nou wat is die Koos en Brenda storie? Koos en Brenda, julle almal ken hulle. Ons is hulle boer hier so iewers in die Karoo. En Koos en Brenda het hulle probleme in hulle huwelik. So dis hoe ook my storie begin, want dis maar die storie van baie Suid-Afrikaanse plase. So Brenda het met Koos getrou, het gedink hy's 'n ryk Karoo boer en hy is ryk. Maar dinge die laaste 2-3 jaar het dit begin slegloop. Brenda kom agter daar's nie meer geld in die huis nie en jy weet sy wil dinge hê, Brenda is 'n boervrou en dinge is nie meer reg nie en nou begin ons vra maar hoekom lyk dit so? Want Koos is mos ryk, hy het 'n plaas. En dit ons begin met hierdie ding van okay, kom ons begin 'n som te maak. Wat gaan aan met die somme van die boerdery? So somme en 'n boerdery, die twee gaan nie altyd hand in hand nie, want die boere wil nie met die grond werk en met die diere werk. So wanneer dit kom by die boek is dit nie altyd lekker nie, maar hoekom is dit belangrik dan nou vir ons boere om te weet hoe lyk hulle somme? Ek dink boerdery, weet 'n klomp dinge het verander die afgelope 10-15 jaar. Onder andere hulle lewenskoste het net heeltemal buitenspore geraak. Dit is baie duur om op die platteland te bly. Jy weet, en ons is gewoond, veral skaalboerdery, is gewoond ons die boerdery werk. Jy weet, jy hoef nie eintlik vreeslik somme te doen nie, jy moet maar net jou werk doen. En ek kom agter soos wat ek deur plase beweeg, jy weet die ouens kry 'n inkomstestaat en 'n balansstaat elke jaar. En ons is in 'n besigheid, so elke maand het ek 'n stel state wat ek moet deurwerk en wat ek moet oor verantwoording doen. En boere produseer hulle inkomstestaat en balansstaat vir die ontvanger of vir die bank. Dis nie 'n dokument waarmee jy elke dag werk nie. En jy weet nou verloor ons die som, ons verloor die waarde van hierdie twee waardevolle dokumente wat ons elke jaar kry. Is daar 'n gevaar as die boer werk op gemiddeldes of soos beramings in plaas van presiese getalle? Ja, en jy weet ek dink dis wat ons begin agterkom. Ons werk met gemiddeldes. Weet jy, 'n gemiddelde is 'n vreeslike gevaarlike ding, want jy kan met jou een voet mos nou in die vuur en een voet in die yswater staan en dan moet jy mos nou gemiddeld gemaklik wees. En nou dat ons begin, skaalboerdery was altyd 'n ding wat jy met troppe kon werk of met jou, jy weet net met jou groot getalle in jou boerdery. En mielieboere het dit al lankal begin besef dat jy nie meer met lande kan werk nie, jy moet hektare werk in daai lande of nog meer met kwart hektaar in daai lande werk. En skaalboerdery is ook nog op daai punt wat ons moet effektiwiteite jaag. So nou werk ons net met gemiddeldes en die ding werk nie en ons verstaan nie maar hoekom, wat het nou fout gegaan nie. So ons kan nie meer op 'n gemiddelde werk nie. Ons moet ook soos met mielieboerdery moet ons met presisie begin werk met enkele diere in hierdie kudde om te kyk wie maak geld en wie maak nie geld nie. So as ons nou praat oor veeboerdery, hoeveel skuld realisties kan 'n veeboerdery dra? Weet ek dink daar's 'n paar duimreëls. So daar's mos nou baie veranderlikes, maar ek sê vir ouens, daar's 'n maklike manier om te besluit hoeveel skuld kan jy vat. Die eerste ding is jy kan ons nou nie meer gaan leen as wat jy kan terugbetaal nie. So dis 'n common sense beginsel. So dis die eerste beginsel. As jy dit wil terugvat na 'n som toe, dan sê jy wil nie jou totale boerdery skuld in 'n veeboerdery moet meer as jou omset wees nie. So jy weet, so as jy bietjie daaroor begin dink, 'n mielieboerdery kan baie meer dra, want hy kan, jy weet, hy het die vermoë om baie geld te maak in 'n spesifieke jaar. Maar 'n skaalboerdery 100%, 120% maksimum is wat hy kan dra. So jy kan maar net dit betaal wat ten minste jou rentelas is in 'n jaar.
So as ons nou dink aan daai spesifieke konsepsies wat jy hom daar genoem het, hoe weet 'n boer dan wanneer sy uitgawes binne aanvaarbare perke is? Dis 'n belangrike ding want perke het twee kante, né? So die een kant is spandeer ek te veel geld. Nou skaalboere is ongelooflike goeie geldspaters en daai strategie het ons al hierdie jare gewerk. As iets met jou sleg gaan, dan maak jy net jou plaas 'n hek toe nie, jy hou op geld spandeer. Maar dinge werk ons nou nie meer so nie. So die kostes loop of jy sê die oggend jy jou oë oopmaak, dan begin die kostes te loop. So daar's twee perke. Die een is spandeer ek te veel geld. Nou maklike som, as ek meer as 60% van my boerdery se omset aan uitgawes spandeer, dan weet ek okay, ek is nou besig om te veel geld te spandeer aan uitgawes. So dan moet ek die fout begin soek by uitgawes. Maar as ek minder as 50% van my omset spandeer aan uitgawes, dan het ek 'n probleem. Dan is ek besig om myself bankrot te spaar. So en dis vir my amper gevaarliker as oorspandeer. As jy jouself bankrot spaar, dan is jy besig om in jou kapitaal in te vreet. En dis 'n ding wat jou nie van jaar vang nie, hy vang jou oor 2 of 3 jaar van nou af, as daai dam wat jy regtig nou nodig het, ewe skielik nie meer vir ons water of draad. Jy weet, so jy kan nou 1000 voorbeelde gaan soek van hoe jy jouself kan bankrot spaar. Isak, so wanneer is dit nou nodig vir die boere om te sê, weet jy wat, ons kort 'n bietjie hulp? Ek dink, jy weet, dinge het so verander. Boere kon altyd in die verlede net, dit was maklik geweest om al jou besluite self te neem. En as jy nou begin kyk, die bedrae waarmee ons werk is groot. Ons is in 'n klein boerderytjie, dis groot bedrae wat ons mee werk. So ek dink almal van ons almal boerdery het maar nodig om buiteadvies te kry, veral as dit by finansiële goederes kom. En daar's soveel hulp beskikbaar. So en hoe groter die boerdery raak, nou begin dit, jy weet, bestuursgoederes, arbeidsdinge, wetdinge, erfbelasting. Daar's soveel goederes wat jy eintlik nie die oues wat alles weet nie. En ek dink dis seker een van die kunste van 'n boer wees, is om te weet wie om te gaan vra. Wie is die ouens wat ek op my plaas gaan toelaat om vir my raad te gee? So ek sê altyd vir jou as ek by hulle kom, ek dink boere, veral skaalboere, is baie goed daarmee om krisisse te oorleef. Ek is meer bekommerd oor ouens in die goeie tye. Want dan neem ons slegte besluite. Weet ons As dit goed gaan, gaan dit baie goed. Ja, jy weet, en ons dink mos dat dit gaan vir altyd so aangaan. So en dis die tyd wanneer jy moet gaan hulp vra en raad vra, waar maak ek my volgende belegging? Want die volgende droogte kom maar net weer. Pryse gaan op en af, dis net deel van ons lewe. So watter faktore buite 'n boer se beheer kan ook natuurlik sy wins beïnvloed? Wel, ons sê altyd boere is prysnemers en dit is so. Boere moet maar die pryse vat wat hulle kry. Ek raak so 'n bietjie daai term kan my partykeer kwaad maak want dit impliseer dat ons heeltemal magteloos is en dis ook nie waar nie. Ons kan altyd bietjie meer produktief boer. Maar ja, ek dink pryse en weer is nou maar die twee goeders wat ons nie oor beheer het nie, maar waarvoor ek dink ons kan beplan. So dis nie dat ons heeltemal buite, dat ons geen mag het oor hierdie goeders nie. Behalwe nou vir uitreik na die regte mense toe om advies te gee, is daar enige advies wat jy vir ons kykers wil gee vanoggend van dinge wat hulle dalk in plek kan sit om die pad vorentoe bietjie makliker te maak? Ek dink die eerste ding is gebruik die norme wat daar so is. Jy weet hoe produktief is jou boerdery? So 'n maklike duimreël byvoorbeeld is as jy wil weet of my boerdery produktief is, gaan kyk hoeveel kilogram vleis ek produseer per kilogram ooi wat ek dra. So vat net kom ons sê jou gemiddelde ooi gewig is so 55 kg en maal dit met jou 1000 ooe, dan moet jy omtrent 0,8 kg vleis verkoop van jou plaas af van lammers of van ou ooe, dan is jy min of meer produktief. So dis 'n maklike som om te gaan maak. Hoeveel paemente kan jy dra? Daar's 'n maklike duimreël en as jy 'n skaalboerdery is die duimreël maklik. Jou paemente kan nooit meer as jou wolcheck wees nie. Natuurlik. So dis 'n weet dis okay, jy verkoop nog lammers en sulke goeders, maar jou wolcheck moet jou paemente dra. So daar's 'n paar maklike duimreëls. Moenie jou skuld, jou uitgawes tussen 50 en 60%. Maar ons moet maar uitreik na die mense toe wat weet. Ja. Isak, baie dankie vir jou tyd. Isak Staats, hy is die uitvoerende bestuurder van Wol en Bokkar by BKB. Dis alwaarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy het 'n lekker maandag en dan kuier ons weer môreoggend saam.